Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen hier vandag. Mag ons vandag iets van God beleef. Mag ek net vinnig ons program, ons familienuus met julle deel. Ek begin sommer net by hierdie week se program en die aktiwiteite wat plaasvind en nie plaasvind nie. Bybelstudie en Bybelskool gaan nie plaasvind hierdie week nie, omdat die gemeentekamp op pad is en daarom fokus ons nou hierdie week so 'n bietjie op die gemeentekamp om alles daar in plek te kry. Gepraat van gemeentekamp, ons gaan donderdag ry en ons kom Sondag terug, wat beteken volgende Sondag is die gemeentekampspan hier nie en ek in Kluis. En daarom gaan ons nie 'n erediens hier hê volgende Sondag nie, maar volgende Sondag gaan ons kuier by Suidgemeente. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om ook by hulle 'n draai te gaan maak. Dan vriende wil ek net noem met die gemeentekamp is daar 4 staanplekke oor. Dit's 'n wonderlike geleentheid. Daar het 'n paar skuwe gekom, 'n paar kansellasies en tente wat geskuif het of kamp wat geskuif het na vaste tente toe. So 4 staanplekke is beskikbaar. Moet dit nie mis nie. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Ons tema van hierdie jaar se gemeentekamp is eintlik om regtig by God stil te word, om iets van God te beleef, God rus te vind. Ek onthou, so rukkie terug het ons 'n jeugvergadering gehad met tieners by, en ons begin so probeer soek vir naweek om kampe te hou, en elke keer as ons sê, okay, hierdie naweek, dan sê die tieners, nee, daai naweek gaan dit aan by die skool, nee, daai naweek het ons dit wat gebeur. En op die ou end toe maak ek 'n grapie en ek sê toe, maar wat van as ons dan 'n kamp hou waar ons net slaap? En toe is hulle in daarvoor. So ek is oortuig daarvan dat baie van ons wil rus en dit is presies wat ons wil doen op hierdie gemeentekamp. Om rus te vind by God. Dan vriende verder, kyk ons na vergaderings wat op pad is. Nou dit is baie eenvoudig. Môre aand het ons eiendomme en ons finansies vergadering. Kom ons bid vir hulle, dat hulle sinvolle besluite kan neem en dat die Here helder in hulle gedagtes kan werk. Dan Dinsdag aand se dagbestuurvergadering word gekanselleer, omdat daar niks vir dagbestuur is nie. So ons het nie Dinsdag aand dagbestuurvergadering nie. Volgende week Dinsdag die 13de Augustus is dit bazaar nabetragtingsvergadering. So beplan hom sommer nou al in, as jy iets wil bydra by hoe julle die bazaar beleef het, al die mooi dinge, al die uitdagings wat ons beleef het, of nie beleef het nie, kom ons gaan daarso gou met mekaar praat, want dit gaan ons gedagtes lekker oopmaak vir volgende jaar, dat ons weet hoe pak ons volgende jaar aan. Dan is dit baie belangrik dat ons nou al begin afkondig, dat die kerkraadsvergadering dan die week na volgende week is. Ons sal volgende week net weer 'n boodskap uitstuur van kerkraadsvergadering, maar ons moet die gemeente in kennis stel vir 2 weke vooruit dat daar 'n kerkraadsvergadering plaasvind op die 20ste Augustus. Vriende, ek wil vra dat julle saam met ons sal bid. Dat die Here ons as gemeente sal lei in dit wat hy wil doen in ons lewens. Dat God se roeping die deurslag sal wees in ons kerkraad, soos wat dit elke keer is, maar dat God sal werk ook so in ons gemeente. Dan vriende, laastens eindig ons altyd met ons gebedsvoorbring. Vriende, ons almal ken iemand wat gebed nodig het. En ek vra dat jy vandag op hulle sal fokus. Op ons lys het ons nog steeds vir Marlies Olivier, wat met haar behandeling begin, dat die Here ook vir haar sal seën en sal beskerm en sal veilig hou in hierdie proses. En vir elke een wat met hulle eie worsteling het, dat die Here vir julle sal vashou. En ek wil vra dat ons nou vir 'n oomblik ons oë sal sluit, en ek wil hê jy moet in jou gedagtes daai persoon opbring wat die Here vir jou wil gee. Dan bid ons vandag vir daai persoon. Kom ons sluit die oë, ons raak rustig voor die Here, en ons as gemeente
bid vir mense wat hulle eie uitdagings het. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, ons sê dankie. Dankie dat ons voor u voete kan kom sit en net bewus kan wees dat u teenwoordig is hier by ons. Hemelvader, so bid ons as gemeente vir mense wat 'n stryd het in hulle lewens. Dit kan siek wees. Dit kan familie wees. Here, dit kan die afsterwe van iemand naby hulle wees. Here, my gebed is dat U in hierdie oomblik vrede hier sal bring, hier in hierdie huis. Here, mag ons op U fokus, want U is die God wat ons roep vir 'n tyd soos hierdie. Ja, Here, U is die God wat ons roep vir U koninkryk. Mag dit ons fokus wees. Ja, Here, dat ons na ons stryd sal kyk, nie net as ons eie nie, maar as die getuienis wat U in ons lewens wil plant. Here, bring herstel, bring genesing, bring vrede, want Here, U is God. Daarom prys ons U naam. Amen. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. In die naam van hierdie Here, God, Vader wat ons liefhet, Jesus wat hoop gee, Heilige Gees wat ons lei, groet ek U, mag U sy seën beleef. Mag U sy teenwoordigheid vandag beleef. Kom ons loof hierdie God, kom ons prys hom en ons begin met die lied Eer aan die Vader wat alles gemaak het. Ons sing verse 1, 2 en 5. Kom ons prys die Here vandag. Kom ons staan op. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons lied. Here aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons, deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Heiland aan U al ons dank en aanbidding, U het ons soek, ons van sonde gered. Deur die verdienste kom ons na die Vader, hoor hy sy kinders lied en gebed. Here aan God, Heer van alle Here, woon ook in ons, deur sy woord en sy Gees. Leer ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Heer van die skepping en Heer oor ons lewe, niks wat die aandag hier al mag ontgaan. Groot is die werke, herskepend die liefde, heerlik o Heer is die
alle ere, woon ook in ons, deur sy woord en sy gees, wie ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Vriende, hierdie God is groot, hy is almagtig. Hy is die een wat ons wil seën. Kom ons aanbid hom vir wie hy is. En ja, dan staan ons in verwondering wanneer ons eintlik vra, Here, hoe groot is U? Here, U is die begin en die einde van alles. Kom ons prys die Here. Van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwig kom en gaan, tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God hy drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sing, hoe groot is ons God. Naam, waardig is die Lam, my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing, groot is ons God, almal sal sing. Hemelvader, U is die almagtige groot God. Ja, Here, die hele wêreld sal sien hoe groot U is. Ja, Here, hier ook in ons lewens. Here, mag ons dit uitleef in alles wat ons doen, Here. Here, ons wil ook vandag nader tot U. Ja, Here, ons wil ons harte oopmaak dat ons U woord sal hoor, U woord kan ontvang. Daarom wil ons hierdie lied sing, nader tot die Here, want Here, U is ook naby aan ons. Nader tot die Here,
nader tot U, Here. Ek nader tot U, Here. Deur U Gees wil U by my wees. Ek nader tot U, Here. U is naby aan ons, Here. Ons nader tot U, Here. Vader, ons nader tot U. U Heilige Gees is naby aan ons. Here Jesus Christus, as 'n gemeente nader ons tot U. Spreek ook vandag met ons deur U woord. Mag U woord vandag ook ons lewens kom verander. Amen. Dankie, kan nie neem. Vriende, ons skriflesing vandag is Genesis 17. Ons is op 'n ongelooflike reis deur Abraham se verhaal. En vandag kom lees ons Genesis 17 waar ons in besonder eintlik ook lees van die teken van die verbond. Ons lees van die besnydenis, maar vandag gaan ons op iets anders fokus. So kom ons luister na hierdie woord wat vir ons geskryf is, wat die Here geïnspireer het. Mag ons ook sy stem vandag hoor. Ek hou vir ons voor. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Leef voor my en wees onberisplik. Ek wil my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. Abraham het neergeval met sy gesig teen die grond en God het met hom gepraat. Wat my betref, kyk, my verbond met jou is, jy sal die vader van 'n menigte nasies word. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees. Want vader van 'n menigte nasies maak ek jou. Ek sal jou besonder vrugbaar maak en jou tot nasies maak. Konings sal uit jou voortkom. Ek sal my verbond tussen my en jou nageslag na jou handhaaf, deur hulle geslagte heen, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ek gee aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap, die hele land Kanaan as eiendom vir altyd. En ek sal vir hulle 'n God wees. God het ook vir Abraham gesê: En jy, my verbond moet jy nakom, en jou nageslag na jou deur hulle geslagte heen. En dit is my verbond tussen my en julle en jou nageslag na jou wat julle moet nakom. Elke manlike persoon onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vlees van julle voorhuide. Dit sal dien as teken van die verbond tussen my en julle. Op die ouderdom van 8 dae moet elke manlike persoon by julle besny word, deur al julle geslagte heen, ook 'n kind uit die huishouding en die wat met geld gekoop is van enige vreemde en wat nie deel is van jou nageslag nie. 'n Kind uit die huishouding en die wat met geld gekoop is, moet beslis besny word. My verbond moet aan julle liggame wees as 'n ewige verbond. 'n Onbesnede manlike persoon wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie, daardie persoon moet van sy mense afgesny word. My verbond het hy verbreek. God het vir Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie meer Sarai noem nie, want haar naam moet Sara wees. Ek sal haar seën en boonop sal ek uit haar vir jou 'n seun gee. Ek sal haar seën en sy sal tot nasies word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Abraham het neergeval met sy gesig teen die grond, maar hy het gelag en in sy hart gesê: Kan daar vir 'n 100-jarige 'n kind gebore word? Of sal Sara 'n 90-jarige kan geboorte skenk? Toe sê Abraham vir God:
As Ismael maar net voor u kan leef. Maar God het gesê, inteendeel, Sara, jou vrou, gaan vir jou 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom handhaaf as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Vers 20. Wat Ismael betref, ek het jou verhoor. Kyk, ek sal hom seën, hom vrugbaar maak en hom buitengewoon talryk maak. 12 leiers sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek handhaaf met Isak, wat Sara teen hierdie tyd volgende jaar vir jou in die wêreld sal bring. Nadat hy klaar met hom gepraat het, het God opgevaar weg van Abraham af. Abraham het sy seun Ismael geneem, ook al die kinders uit sy huishouding en almal wat met sy geld gekoop is, elke manlike persoon onder die mense van Abraham se huishouding, en hy het die vlees van hulle voorhuide besny, nog daardie selfde dag, soos God vir hom gesê het. Abraham was 99 jaar oud toe hy besny is aan die vlees van sy voorhuid, en sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy besny is aan die vlees van sy voorhuid. Op dieselfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en ook al die manne van sy huishouding, die kinders uit sy huishouding en die wat met geld gekoop is van vreemdes, hulle is saam met hom besny. Vriende, ek kry baie te doen met skoolpraatjies. Goedjies wat by die skole gebeur, dinge wat mense raak sien. En een van die goed wat ons nogal hoor en oor praat, is hoe daar 'n verskil in 'n kind, en selfs tieners, plaasvind tussen November, wanneer hulle nog laas eksamen geskryf het, en Januarie wat hulle in skool inloop. Skielik word hulle groot. Veral wanneer ons kyk na groot skuwe, as ons gaan kyk na die graad 7's. Graad 7's speel skielik nie meer met graad 4's nie. Hulle word skielik groot. Is dit nie? Het julle dit al gesien? Ouers, ja, julle het al gesien. Ek onthou toe ek in graad 7 was een woord wat baie rondgegooi is, jy's kinderagtig. Nou, hulle word groot. Hulle voel hulle is groot. En is goed, dis reg. Graad 7's, moenie worry nie. Dis maar deel van groot word. Dit gebeur met almal. Wanneer hulle graad 8 toe kom, dan skielik kom hulle agter, hulle is nou nie meer die groot vis in die dammetjie nie. Hier's 'n bietjie 'n groter dam en hulle is maar 'n klein visie op hierdie stadium. Hulle word vinnig gelyk gemaak. Ek sê, wow, stop die bus. Soos wat hulle deur die jare gaan, gebeur dit maar weer. Hier by graad 10 begin hulle weer groot word. Graad 9 was hulle nog klein, maar graad 10, ja, is 'n nuwe span wat instap. As hulle matriek kom, dan is daar 'n ballgame. Ek onthou toe ek op universiteit was. Tweede jaar, derde en vierde jaar veral, was jy geïrriteerd met die eerstejaars. Hulle dink hulle weet alles. Hulle stry met jou oor waar die klas moet wees. Ek onthou, dit het met ons gebeur. Ons het opgedaag vir 'n klas en toe's daar 'n eerste jaar wat vir ons sê, nee, dis haar klas wat daar is. Ja, eers toe die dosent aankom, toe besef sy, nee, sy was verkeerd. Dit gebeur dwarsdeur. Die fout wat ons kan maak, is om te dink dit gebeur net met kinders. Daar's navorsing gedoen, studies gedoen, daar's boeke geskryf oor die fases van mense, oor hoe ons deur ons lewe, op verskillende tye in ons lewe, 'n ander soeke na identiteit het, na wie ons is. Nou, die eenvoudigste vir my was hierdie een prentjie van die
5 fases van ons lewens. Die eerste fase, dis nou laerskoolfase. Dis daai fase in identiteit wat ons onsself moet probeer ontdek en ons vind ons identiteit in ons huisgesinne, in dit wat pa en ma vir my sê en dit wat hulle van my dink en dit wat hulle vir my doen en vir my is. Ouers, dis 'n geweldige belangrike fase in jou kind se lewe. Moet dit nie mis nie. Leer jou kinders wie hulle is. Want as hulle tieners kom, dan verander die fase. Dan toets hulle alles wat jy hulle geleer het. Is die ouers van tieners? Ja, beleef julle dit? Ja. Ouers van tieners beleef dit elke dag. Tieners toets hulle identiteit nie by die huis nie. Begin hulle identiteit toets tussen hulle vriende. Dis wat hulle gaan doen. Tieners, dis wat julle gaan doen. Julle is geprogrammeer daarvoor, okay? So ek gaan nie eers vir julle sê moet dit nie doen nie. Wat ek wel wil sê is dit. Wanneer jy jou identiteit toets, maak seker dat jy dit tussen die regte vriende toets. Maak seker dat jy dit op die regte plekke toets. Want jy gaan dit toets, ek weet jy gaan dit toets. Ouers, wees net lief vir hulle. Sal wat hulle nodig het. Wees net lief vir hulle. Jong volwassenes vind hulle identiteit in die sake waarvoor hulle staan. Skielik het hulle sterk opinies oor hoe dinge moet wees. Weet jy, jong volwassenes wil die wêreld verander. Is dit nie so nie? Frustreer 'n klomp mense, maak 'n klomp mense opgewonde, maar dis hoe ons werk, dis hoe ons breine werk. Ons wil 'n saak hê waarvoor ons staan, waarvoor ons veg, wat ons iets wil bereik. Dis die tyd wat hulle begin werk, dis die tyd wat hulle werke ook dan hulle saak word, waarvoor hulle staan, hulle word kinders, of hulle kry kinders, en hulle het 'n sekere manier, hulle gaan lees op en hulle sê, dis die manier hoe kinders groot gemaak word, asof hulle eie ouers ook deur dit gegaan het en kinders groot gemaak het nie. Ek beleef dit in my eie lewe. Ek weet my ouers het 'n fantastiese job gedoen, ek weet my skoonouers het 'n fantastiese job gedoen, maar as dit kom by my seentjie, dan sukkel ek om hom te laat gaan. Dis maar net so. Ons vind ons identiteit in die sake waarvoor ons beklei. Dan gaan ons middeljare toe. En ek het nogal gesukkel om 'n mooi Afrikaanse woord hiervoor te kry. Die woord wat die navorsing gebruik is excellence. Dis 'n tyd wat mense wil kyk, maar hoorie, ek bereik iets in my lewe. Ek het 'n sekere sukses behaal. En julle het almal gehoor van midlife crisis. Nou dit gebeur wanneer ek terugkyk en sê nee, ek het nog nie sukses behaal nie. Ek wil iets sien vir die werk wat ek ingesit het. Dis wat gebeur. Dis die middeljare. Ons wil sien dat ek iets beteken. Dan gaan ons na die laaste fase toe. Wat weer eens, sukkel ek om Afrikaanse woord te kry daarvoor. Engels is significance. Dit is 'n tyd wat ek wil iets beteken. Ek kyk na my nalatenskap, wat los ek agter? Ek wil kan oordra dit wat ek bereik het. Dis hoekom ouer mense lief is daarvoor om hulle stories te vertel. En is goed, vertel julle stories. Tieners, luister na die stories. Dis die moeite werd. Glo my, hulle was ook waar jy is. Die probleem met hierdie fases is, dit gaan alles oor my. Wat gebeur wanneer ek nie my identiteit daar kry nie? My lewe val uit mekaar uit. Dis wat gebeur.
As 'n kind nie hulle identiteit by hulle ouers kry nie, dan val hulle lewe uit mekaar uit. As 'n tiener se soeke na identiteit is in sy vriende en sy gesig opblaas, val hulle lewens uit mekaar uit. As 'n jong volwasse nie 'n saak het om voor te beklei nie, dan lê hulle en hulle doen niks. Dis wat gebeur. Middeljariges, as hulle nie kan terugkyk en sê, weet ek het iets bereik nie, val lewe uit mekaar uit. En selfs wanneer jy by hierdie betekenisvolle tyd kom in jou lewe, en jy sukkel om jou nalatenskap te sien, dan worstel mens daarmee. Worstel jy met jou eie identiteit. Vriende, ons sien dit in Salomo. Hy 700 vrouens, 300 byvrouens gehad, was nie genoeg nie. Ek weet nie hoe dit nie genoeg was nie, maar dit was nie genoeg nie. Salomo is bekend vir sy rykdom, was nie genoeg nie. Salomo het 'n wysheid gehad, wat deur die wêreld geloop het, soveel so, dat ander konings en koninginne na hom toe gekom het vir wysheid, om dit te sien. Dit was nie genoeg nie. Salomo erken self, in alles wat hy bereik het, in alles wat hy beleef het, ervaar het, gesien het, in dit alles is dit 'n gejaag na wind. Dit alles kom tot niks. So hier is my vraag, eintlik vrae. Wie is jy? Waar is jy in jou lewe? Wat is die stryd wat jy op die oomblik voer in jou lewe? Dalk nog meer, wie is jy in daai stryd? Dis net die vraag wat ek maar vir myself ook vra. Vrae soos, hoe pas ek in hier waar ek nou is? Vrae soos, wat is die saak waarvoor ek nou staan? Wat is dit wat ek wil bereik? Wat is die doel op die oomblik in my lewe? Die Here het nog elke keer gesorg vir 'n doel, 'n rede. En ons almal kom op hierdie plek waar ons vra, ek kan nie net opstaan, ontbyt eet, gaan werk, eet, gaan slaap en repeat nie. Ok, daar's daarom baie wat tussenin gebeur, né? Ek het 2 jaar gesien, glo my, daar's baie wat gebeur. Maar ons almal het hierdie soeke na meer, is dit nie? Wie is ons in dit? En is hier waar ons teks eintlik vir ons 'n baie mooi prentjie skep. Ons kyk na Abraham, ons kyk na sy lewe, ons het al iets beleef van sy lewe. God het hom geroep uit 'n ander wêreld uit en hom gesê, skuif, en hy het geskuif, hy het agter God aan beweeg, en God het vir hom beloftes gemaak, hy het nie die beloftes gesien nie, so hy het getwyfel, hy het geworstel, die Here het kom beloftes bevestig, hy het vir hom gesê, kyk die sterretjies, tel hulle, hy het gaan oorlog maak, as jy hoofstuk 14 gelees het, hy het gaan oorlog maak met 300 mense in sy weermag, teen konings wat vir Sodom en Gomorra oorrompel het Abraham met hierdie 300 gaan oorwin. Abraham het 'n vol lewe gelei. Hier staan hy op die oomblik op 99 jaar oud, sy een seun wat hy besef op 'n verkeerde manier gekom het, maar wat sy seun is, vir wie hy lief is, Ismael. As hy maar net kan reg lewe, sê God, sê Abraham, hy kan my nageslag wees, want hy is my nageslag. Nou kom God en hy sê, ek het 'n ander plan. Ek het 'n ander plan.
En vandag kom bevestig ek dit vir jou. Ek wil hê jy moet hierdie belofte wat ek vir jou het aan jou lyf dra, sê God vir Abraham. Maar voordat hy daar kom, is hier 'n geweldige, belangrike moment. Dwars deur hierdie hoofstuk sien ons dit raak. God kom verander sy naam. Abraham was nog altyd Abraham. Die betekenis van 'n naam in die Bybel dra groot betekenis. Abraham kom van die Hebreëus Avram af, die V en die B is maar dieselfde letter. Hang af hoe hy uitwerk of jy hom 'n V of 'n B maak, wat Hebreëus interessant maak. Eerste deeltjie af is pa, dis wat dit beteken. Tweede gedeeltjie ram is verhewe. Is iemand wat is significant, daai woordjie, wat 'n verhewe rol het, wat van morele karakter is, hy's 'n verhewe vader, hy's 'n verhewe pa. Dis Abraham se naam, dis wie God hom maak. Dan kom sê God, ek gee vir jou 'n nuwe naam. Jy sal van nou af Abraham genoem word. Nog steeds af, pa, ram, verhewe, met nog 'n woordjie by. Die lang deel is Amon, wat beteken van baie. Hy sê, jy sal 'n verheerlikte vader, 'n verhewe vader van baie wees. Dis my belofte oor jou. Dis die impak wat ek wil hê jou lewe moet hê. God gee vir hom 'n naam. God besluit wat sy impak is. God besluit wat sy identiteit is en wie hy is in die stryd wat hy voer. God besluit dit vir hom, nie Abraham self nie. God gee vir Abraham betekenis en identiteit. Selfs met Sarai. Wat beteken Sarai? Sarai beteken my prinses. Letterlik, prinses wat aan my behoort. Kom van die eerste woordjie sar af, wat beteken 'n prins of 'n regeerder. Die eerste uitgangsletter A, wat die vroulike vorm is, so, sy's 'n prinses. En die I aan die einde, kom sê dis 'n besitlike woord. Sy behoort aan iets of aan iemand. Sy is Abraham se prinses. Haar identiteit is gekoppel aan Abraham. God sê, van nou af sal sy Sarah wees. God gee vir haar betekenis, identiteit in haar eie persoon. God vat die besitlike deel van Sarai weg en sê, sy is 'n prinses, 'n regeerder. Uit haar sal konings kom. Sy sal nasies na vore bring. God besluit wat haar impak is. God besluit wat haar identiteit is. God besluit wat haar nalatenskap is. Ons kom by Isak. In die begin is 'n voorvoegsel wat na die toekoms verwys. En die woordjie wat daarmee saamgaan is tsagak, wat beteken om te lag, om blydskap te bring. Nou ja, Abraham het gelag en hierdie seun word Isak genoem. So ja, aan die een kant is dit hoekom hy sy naam Isak kry. Maar kyk jy aan die begin, dit verwys nie net na die verlede van Abraham wat gelag het nie. Dit verwys na 'n toekoms waar Isak blydskap bring waar hy is. Isak is nog nie gebore nie en God het reeds sy identiteit gekies.
God bepaal wie Isak gaan wees. Wat sy impak gaan wees. God bepaal dit. Ismael word weer hier bevestig. Hy het lankal terug sy naam gekry, 13 jaar voor dit. Hy is op hierdie stadium al 13 jaar oud. Sy naam was Ismael, ons het daar al gehoor, want God sal hoor. Weer eens, Ismael, verwys na toekoms. Verwys nie net na God het vir Hagar gehoor nie, maar God sal hoor. Die tweede deel van Ismael se naam kom van Shema af, om te luister, om te hoor. En dan natuurlik aan die einde El, wat beteken God. Ismael. God sal hoor. En wanneer Abraham vir God kom vra, maar wat maar net van Ismael? Kan hy maar nie net in die weë loop en dat hy hom seën met die verbond nie? Nee. Maar ek sal hoor, sê God. En ek sal hom hoor, sê God. Ek sal van hom ook 'n groot nasie maak. Hy sal 12 sterk leiers na vore bring. God bepaal selfs Ismael se betekenis, se impak. God gee sy naam. Binne hierdie prentjie waar God hulle name kies, hulle name verander, vir hulle doel en roeping gee, bepaal God hulle identiteit. Ja, hy doen dit in die middel van die verbond. My verbond met jou is dat ek my belofte sal nakom. Wat ek beloof het om vir jou te gee, in hierdie hoofstuk gaan dit sterk oor die land. Kanaan sal ek vir jou gee en vir jou nageslag. Dis die belofte wat ek gemaak het en hier dra die teken van daardie belofte. My belofte sal ek nakom in jou lewe en jou nageslag se lewe. Hulle identiteit is verweef in die verbondsooreenkoms met God. Dat hier 'n verhouding tussen ons en God bestaan. Vers 9. God het ook vir Abraham gesê, en jy, my verbond moet jy nakom, jy en jou nageslag na jou deur hulle geslagte heen. Vriende, dit is 'n belangrike punt hierdie. My verbond moet jy nakom. Onthou julle, Abraham het nie saam met die fakkel tussen die diere geloop nie. Maar hier kom God se opdrag. Jy moet my verbond nakom. En ja, in hierdie oomblik gaan dit oor die besnydenis. Dis inderdaad so. Maar kom ons vat net een tree terug na die begin van hierdie hoofstuk toe. Vers 1. Wat lees ons van God? Vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn. Hy het die volgende vir hom gesê. Nou teken hierdie prentjie vir jou. God het nog nie weer met Abraham gepraat nie. God verskyn aan Abraham. En dan kom sê hy hierdie woorde. Hy begin met hierdie eenvoudige stelling. Ek is God die Almagtige. Wat is in 'n naam? Hier praat hy van El Shaddai. God die Almagtige. Ek is God die Almagtige. Interessant genoeg, ek het gedink is 'n term wat baie voorkom, nogal nie. In die hele Bybel word daar 50 keer na El Shaddai verwys. 25 van hulle is in Job, waar daar verwys word na God se almag. Sal ek teen God se almag opstaan? Dis die prentjie wat geteken word van El Shaddai.
In die Nuwe Testament is dit mos nou Grieks, so ons kan nou nie praat van El Shaddai nie, daar word 'n Griekse woord daarvoor gebruik. So man, in Openbaring praat hy 9 keer van die almagtige God. Naas dit kom dit die meeste voor hier in Genesis. By Abraham, Isak, Jakob. Inteendeel, God sê vir Moses, Abraham, Isak en Jakob het my geken as El Shaddai. Aan jou maak ek myself bekend as Jahweh. El Shaddai het elke keer, wanneer hy met Abraham, Isak en Jakob praat, te doen met vrugbaarheid, met seën, met 'n toekomsverwagting. God is die Almagtige wat vir ons seën bring. Dis wie God is. Wat sê vers 1? Ek is God, die Almagtige, die een wat jou seën, die een wat vir jou 'n toekoms wil gee, die een wat vir jou 'n nageslag wil gee. Dis wie God is in hierdie hoofstuk. Dan gee hy opdrag. Leef voor my en wees onberispelik. Die letterlike vertaling sal wees, loop voor my aangesig. Wees in essensie, wie is ek? Nie wat doen ek nie, wie is ek? Onberispelik. So is twee elemente. Die een element het te doen met hoe ek leef, hoe ek loop, wat ek doen. Doen dit voor God se aangesig. Letterlik hier waar ek staan, is ek voor julle aangesig. Julle kan my sien, julle kan sien wat ek doen. Dit is voor julle aangesig. Loop elke dag voor God se aangesig. God se opdrag is, ken my, leef voor my, doen wat ek vra, wees wat ek van jou vra. God gee hierdie opdrag. Vriende, ons almal gaan deur verskillende fases in ons lewens, en te midde van hierdie fases in ons lewens het ons elkeen ons eie stryd. My vraag, wie is jy? Wat is jou stryd? Waarmee is God besig in jou lewe? Wie sê God is jy? Dit beteken nie noodwendig jou naam hoef te verander nie. Ek is Johan en ek bly Johan. Dis ook die naam wat God vir my gegee het. Wie is jy in jou stryd? Waartoe het God jou geroep vandag waar jy is? Wat sê God oor wie jy is? God het jou 'n naam gegee. En God stap die pad saam met jou. Dis die verbond wat hy met jou het. Die ooreenkoms wat hy met jou het. God stap die pad saam met jou. Hier waar jy nou is. Een van die grootste foute wat ons kan maak, is om nie raak te sien waaroor die lewe werklik gaan nie. Van dag 1 af met Adam en Eva
het God 'n opdrag gegee aan Adam en Eva. Ons lewens is nie maar net opstaan, ontbyt, werk, aandete, slaap nie. En repeat nie. Dis nie ons lewe nie. Dis nie waarvoor God ons gemaak het nie. God het vir my en jou gemaak vir sy koninkryk. In dit wat jy doen, waar ook al jy is, of jy dokter is, besigheidsman is, boer is, of jy onderwyseres is, of jy dominee is, God het ons elkeen geroep vir sy koninkryk. Jy is deur God gekies. Jy is deur God geroep. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U vir ons 'n naam gee. Dat U ons kies, dat U ons roep. Om elke dag ons lewe te leef vir U koninkryk. Here, wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike taak. Ja, wat 'n wonderlike avontuur wat U vir ons gekies het. En ja, ons weet, Here, op hierdie pad gaan ons partykeer deur ongelooflike mooi oomblikke van wonderwerke, oomblikke van oorwinnings, oomblikke van alles wat U vir ons wil gee. Partykeer gaan ons deur 'n dal van doodskade weer. Partykeer is dit nie lekker nie. Maar Here, U het beloof om saam met ons hierdie pad te loop. En ons ontvang dit vandag in ons lewens. En ons vra, Here, dat op hierdie pad, waar ook al elke een van ons is, ja Here, dat U naam groot gemaak sal word. Here, ons prys U, ons eer U, in Jesus se naam. Amen. Vriende, vandag is 'n geleentheid waar ons 'n bevestiging van God se pad saam met ons kan vier. En dit is om vandag saam aan die tafel te kom sit. So ek wil u uitnooi wanneer die tafel voorberei word, dat ons sal opstaan en ons gaan die nagmaalslied sing, Psalm 55, as 'n skuldbelydenis voor God, maar ook as 'n bevestiging dat God ons nuut kom maak. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied. Voor u, my Vader.
bloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sonde las, o kom na my, om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Dankie, kan die plek inneem. Vriende, ons gaan vandag die nagmaal so bietjie anders te omdoen. Daarom gaan ons nou begin met om die nagmaal uit te deel. Maar ek wil vra dat jy asseblief die wyn en die brood mooi byderhand sal hou. Ons gaan dit saam gebruik aan die einde van die nagmaal. So daarom vra ek diakens, as u vir ons sal uitdeel. En dan gaan ons luister na 'n lied. Dit is 'n liedboeklied, liedboek 302. Ons is genooide gaste. God het jou genooi om aan hierdie tafel te sit. Kom ons luister hierdie lied en ons raak bewus van wat God vir my en jou gedoen het. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Ons is genooide gaste en daarom is ons hier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. Die Here nooi sy kinders om fees te vier. U is die lewensbrood, Heer, U wil U gaste voed. U is die lewensbrood, Heer, U wil die gaste voed. Laat ons dan met verwagting U hier ontmoet. Laat ons dan met verwagting U hier ontmoet. O kom elkeen wat dors is, so nooi die lewensvors. O kom elkeen wat dors is, so nooi die lewensvors. Kom drink nou uit my beker en les jou dors. Kom drink nou uit my beker en les jou dors. Ons kom nou na U tafel, geniet nou U fees. Ons kom nou na U tafel, geniet nou van U fees. Ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees. Ons wil gelowig deelneem en dankbaar wees.
Vriende, kan ek vra, is daar enigiemand met die brood oorgeslaan? Is iemand met die wyn oorgeslaan? Dankie diakens. Vriende, wanneer ons lees in die woord, dan lees ons dat Jesus self die nagmaal ingestel het. Dis nie sommer net 'n prentjie wat die kerk geteken het nie. Jesus het self dit ingestel en ons lees daarvan in besonder wanneer Paulus die weergawe gee. Dan sê hy, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is vir my en vir jou 'n bevestiging, 'n herinnering aan dit wat God vir ons kom doen het. Ja, in besonder dat sy liggaam gebreek is, sy bloed gevloei het, dat ek en jy nuut gemaak kan word, dat ons vrygespreek kan word. Dis vir ons 'n feesmaal. Dis vir ons herinnering dat God stap die pad saam met ons. Ja, wanneer ons oorwinnings beleef en wanneer ons stryd het. My gebed is, wanneer ons vandag die nagmaal gebruik, dat ons bewus sal wees van God in ons lewens. Daarom vra ek, kom ons sluit die oë en ons sê vir die Here dankie. Hemelvader, U het ons lief, so lief dat U U eie ja, dat hy aan die kruis kan sterf, dat hy kan opstaan uit die dood, dat ons lewe kan hê. Vandag, wanneer ons eet, wanneer ons drink, is dit nie maar net voorsiening vir ons fisiese behoeftes nie, maar ook vandag voorsiening vir ons geestelike behoeftes. Here, ons sê dankie. Ons staan in verwondering van U. Ja, ons staan in afhanklikheid van U. Seën ons vandag. Amen. Jesus het die brood geneem. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat deur sy dood, daar volkome versoening vir jou lewe is. Na die maaltyd het Jesus die wyn gevat
Dit is vir ons vandag die beker van danksegging. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Sy bloed is vergiet tot 'n volkome versoening van ons sondes. Neem, drink, dink daaraan en glo dat jy deur sy bloed bevry is. Hemelvader, ons staan in verwondering voor U. In dankbaarheid wil ons U prys, ons wil U loof, want U het ons nuut gemaak. U het ons bevry. Ja, Here, U het 'n verbond met ons, dat U ons nooit sal los nie, dat U saam met ons hierdie pad loop. En Here, dan kan ons nie daarop aanspraak maak nie, want Here, wie is ons? Maar dan staan ons in dankbare afhanklikheid dat U ons gekies het. Dat U ons vir ons 'n naam gegee het. Dat U ons beskerm op hierdie pad. Ja, deur oorwinnings, deur die stryd is U daar. Loop U saam met ons. En Here, vandag verklaar ons dat ons vry is in die naam van Jesus Christus. Want daar is geen ander naam nie. Ons prys U. Mag ons lewens 'n getuienis wees van dit wat ons vandag beleef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil nou vir ons geleentheid gee om ook ons offergawes vir die Here te gee. Mag ons gee soos wat die Here ons lei. Nader
Vriende, ons deurkollekte gaan vandag vir getuienis. As enige nuwe intrekkers is wat net julle naam op die lyste wil kry, of as jy jou naam op die kamplys wil kry en jy's nog nie daar nie, kom praat asseblief met Ina, sy gaan net hier voor wees. Julle sal haar hier kry. Kom ons sluit af met die Onse Vader. Kom ons staan en ons bid tot God. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God, die hoop van Jesus Christus, die vertroosting en leiding van die Heilige Gees, jou naam bekend maak en jou lei op die pad wat hy vir jou voorberei.